Kom ons sluit ons oë in gebed. Here, ons besef maar net opnuut weer die voorreg om u vryspraak te kan vir onsself te kan toeëien, om as vrygekooptes, duur gekooptes, voor u te kan kom staan en in afhanklikheid na u toe op te kyk en te vra, Here, help my, maak my sterk, lei my. Dankie Here dat u getrou is, dat u dit doen. Dankie dat ons juis met Kersfees opnuut weer die bewys het, dat u beloftes nie net woorde is nie, nie net beloftes wat deur die profete, deur die eeue heen, deur die apostels verkondig is nie, maar dat u beloftes vel en been gekry het, mens kom word het, onder ons kom woon het, ons kom vertel het, dat dit alles waar is. Dankie Here, dat ons die voorreg mag hê, om vandag weer te kan terugdink aan die baba van Bethlehem, aan die kind in die krib, wat op hierdie oomblik die koning in die heelal is, en ook koning oor ons harte. Here, ons wil onsself aan u kom wy en ons wil bid, dat u ons gedagtes sal vasvang deur u woord en die gees, die wonder van die evangelie, dat ons in verwondering voor u sal staan. U is ons God, ons is u volk, u kudde, u skape. Dankie Here, dat ons in verwagting so na u toe kan kom en vra, open u woord aan ons. Werk in ons deur u gees, raak ons aan. Ons wag daarop in Jesus se naam. Amen. Romeine 16 vers 25 tot 27. Aan hom wat magtig is om julle te versterk, volgens die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig, volgens die openbaring van die misterie wat eeuwelang verswyg was, maar nou in opdrag van die ewige God, deur die geskrifte van die profete onthul en aan die nasies, alle nasies bekend gemaak is, om hulle tot geloofsgehoorsaamheid te bring. Aan hom, die enigste en alwyse God, kom toe die heerlikheid deur Jesus Christus vir ewig. Amen. Tot daar ons skriflesing. Ons tema vir oggend is die stil belofte word 'n sigbare werklikheid. Advent is 'n tyd van wag. Verlede week se tema was ons wag geduldig met harte van staal. Ons wag met die Bybel oop. Ons wag met God se beloftes in ons hand. En ons leef in 'n wêreld wat dikwels sonder hoop wag op 'n beter omstandigheid. Advent kom en herinner ons vanoggend weer opnuut dat God se plan is nooit stil nie. Dit was nog nooit ten volle onthul nie in die Ou Testament nie. Maar ons leef in 'n tyd waarin ons die geheimenis van God se beloftes, die
waarwording van hierdie geheimenis weer kan oordink. Hierdie laaste gedeelte van Paulus in sy brief aan die Romeine is nie 'n argument nie. Hy het nie 'n hele verduideliking nie. Hy het 'n lofprysing, 'n aanbiddingsuitroep teenoor die Here. Advent is nie net 'n tyd van wag nie. Dit is 'n tyd om voor die Here in verwondering te staan, om stil te word en na te dink oor wat God gedoen het en wat hy nog steeds doen. Ons het verlede week gesê, hierdie wag, hierdie geduldig wag, is 'n aktiewe wag. Ons moet besig wees om hierdie verhaal te vertel. Ons teks help ons om nie net vas te val in 'n romantiese herdenking van dit wat op Kersnag gebeur het nie. Daardie ou liedjie van Bing Crosby, ek wou amper gedink ek moet vra, julle met julle hande opsteek, wie ken daai I'm dreaming of a white Christmas, maar ek sal dit liewers nie doen nie, want dan verklap julle ouderdomme. Die verhaal, die Bybelse verhaal van Kersfees, help ons om nie net te romantiseer rondom Kersfees en soos Bing Crosby te sing, I'm dreaming of a white Christmas nie. Dit is 'n geheim wat ontrafel moet word, 'n geheim wat wanneer dit gehoor word, harte moet warm maak, moet bly maak, wat gelowiges moet versterk op die pad wat voor lê. Dan sal waar dit gebeur, 'n Kersgejubel en 'n Kersvreugde blywend losbreek. U sien, Paulus sê hier, aan hom wat magtig is om julle te versterk. Hy begin nie met ons menslike vermoëns om sterk te bly in hierdie tyd en om Kersfees op die regte manier te vier nie. Hy begin met God wat magtig is, wat in staat is om ons te kan versterk. Ons wag nie alleen nie. God maak ons sterk. Jesus kom nie net om te red nie, maar hy kom om ons te dra in hierdie tyd van wag. En dan sê Paulus, volgens die evangelie van Jesus Christus, wat ek verkondig. Jy sien, die evangelie, die geheim, is 'n evangelie van Jesus Christus. Dit is 'n persoon. Dit is nie maar net 'n fees nie. Dit is 'n terugkeer na God se beloftes, na die sigbaar wording van God se beloftes. Die kind in die krib is die evangelie in vel en been. God se goeie nuus het 'n naam, 'n gesig, 'n liggaam gekry. En op daardie eerste Kersdag het die evangelie in 'n krib gelê. Maar vandag lê hy in die mond van elke prediker. Elkeen wat die woord verkondig, wat die Kersverhaal vertel, en in die hart van elke gemeente. Elke oor moet van hom hoor, ook kinderoortjies. Elke oog moet hom sien, in geloof, ook kinderoë. As dit nie gebeur nie, bly die geheim van Kersfees net 'n geheim. Dan steek ons vas by die strooi en die doeke, by die blinkers en die kaartjies waarvan ons huise so vol is. En dit mag nie.
Ons moet, soos die herders en die wyses, hom gaan soek, hom gaan sien, hom erken, voor hom buig. Hierdie misterie, sê Paulus, is lank verswyg, maar dit is nou geopenbaar. Wat die profete vooruitgesien het, sien ons in die krib van Bethlehem. Dis alleen wanneer geloof hierdie geheim aanvaar, dat die geheim geopenbaar word. Wie hom wil sien en hoor, sê iemand, moet in geloof kyk en hoor. Anders gaan Kersfees net oor geskenke, net oor 'n geskenk wat ontvang word, maar nooit oopgemaak word en toegedraai is in die geskrifte van die profete, in die Bybel en in Kersverhale. Dit moet oopgemaak word. En dis nie net vir 'n klein eksklusiewe groepie nie, dis vir die wêreld, vir alle mense. Die lig van Advent is daar om in die donker te skyn. Ons gaan net nou daarvan sing. Die kerk, u en ek, word geroep om draers van daardie lig te wees. Hoekom? Om hulle tot geloofsgehoorsaamheid te bring. Jy sien, geloof vra meer as net instemming, net meer as erkenning. Geloof vra oorgawe. Gehoorsaamheid is die vrug van ware geloof. Advent vra, hoe lyk 'n lewe wat regtig glo dat Jesus gekom het? Hoe lyk so 'n lewe? Ons wag nie net passief nie, sê ons. Ons leef aktief, anders as die wêreld. En waar dit gebeur, sê God, sal hy my geloof versterk. Waar dit gebeur, gaan oë oop. Nie net vir God se heilsplan vir die wêreld nie, maar vir God self. Dan kom Paulus en sê, aan hom, die enigste en alwyse God, kom toe die heerlikheid. God se wysheid is nie altyd verstaanbaar nie, maar dis altyd betroubaar. Die krib lei tot aanbidding. Die antwoord op Advent is nie net voorbereiding vir Kersfees nie. Dit is lof. Ons wag met oop hande om sy lof te besing en met oop harte. En waar hierdie lofsang gehoor word, daar sak vrede op aarde toe vir mense in wie hy welbehae het. Word hulle gevul met vrede, rus en geborgenheid. Jy sien, Advent sê, God is nie ver weg nie, God is hier met ons, Immanuel. En daarom kan ons wag met hoop, met gehoorsaamheid, met 'n loflied op ons lippe. Amen. Kom ons bid saam. Ek gee vir u 'n paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here, ons besef maar net weer, dit kan nooit Kersfees wees sonder Christus nie. Dit mag nooit Kersfees wees sonder Christus nie. Nie in ons lewens nie, nie in ons harte nie, nie in ons huise nie, nie in ons omgewing nie.
Want dan bly die grootste geskenk van Kersfees maar net toegedraai. Een kant, 'n misterie. Dankie Here dat ons in 'n tyd leef waarin hierdie misterie onthul is, bekend gemaak is. Dankie dat U ons in staat stel om in gehoorsaamheid te leef, deur geloof. En daar waar mense se lewens om ons deur U Gees aangeraak word, sing ons saam met hulle lofliedere tot U eer. Here, ons wil soos Paulus sê, aan U, die enigste, die alwyse God, kom toe die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.